Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is nou besig met video nommer 7 van 10 wat gaan oor die leerinhoud van hoofstuk 3. Ons kyk steeds na die basiese model van die ekonomie en bring die reële en monetêre of dan finansiële sektore met mekaar in verband. Nou, tot dusver het ons hierdie 45 grade lynmodel van die ekonomie gebruik om te verklaar hoe die hele makro-ekonomie reageer op veranderinge in besteding en ons het dit ook gekoppel aan die geldmark wat hier aan die linkerkant aangedui word. Ons wil nou graag hierdie model opsom in 'n nuwe een wat dan sou bekend staan as die ISLM model, waar die IS-kromme die hele reële sektor verteenwoordig. En dit is al die komponente van totale besteding wat ons hier sien. IS verwys dan ook na investering en spare in die reële sektor. Die LM-kromme staan vir likwiditeit of dan die vraag na geld en vir die aanbod van geld. En die LM-kromme verwys na die monetêre sektor of dan die geldmark. En ons wil die twee saamvoeg op een grafiek wat ons kan gebruik om te kyk wat die impak is van skokke en beleidsoptrede in die ekonomie. So die IS-kromme is al die kombinasies van rentekoers en inkomste waar daar ewewig is in die reële sektor. En dan die LM-kromme is al die kombinasies van rentekoers en inkomste waar daar ewewig is in die geldmark. En dis belangrik om daarop op te let. So rentekoers is op die vertikale as van die grafieke wat ons gaan teken en inkomste is op die horisontale as. Waar hierdie twee krommes mekaar sny is daar dan makro-ewewig, so gelyktydige ewewig in die reële en monetêre sektore. En ons gaan hierdie gebruik om ekonomiese ontleding mee te doen. So as ons die IS-kromme moet aflei, dan lei ons hom af vanaf die 45 grade lyngrafiek. So ons begin by 'n ewewigsposisie en ons kyk wat gebeur as die rentekoers verander en hoe verander inkomste in reaksie daarop. En dis die twee veranderlikes wat die IS-kromme met mekaar in verband bring en wat vir ons sê waar is daar ewewig in die reële sektor. So hierdie grafiek uit die boek verduidelik dit dan en dit mooi. Dit spring weg hierso by die ewewig Y0 en dit sê dan by hierdie punt is die ekonomie aanvanklik in ewewig en dit is dan geassosieer met 'n sekere rentekoers R0. En ons kan hom ook dan daardie kombinasie van R0 en Y0 daar aandui op hierdie grafiek wat rentekoers op die vertikale as het en inkomste op die horisontale as. Goed, kom ons sê dan dat vir een of ander rede daal die rentekoers en ons weet as die rentekoers daar afneem, dan lei dit tot 'n toename in investering wat weer lei tot 'n toename in die totale besteding wat lei tot 'n hoër vlak van inkomste Y1. So die laer rentekoers R1 word geassosieer met die hoër vlak van inkomste Y1. En op hierdie manier, so via die totale bestedingsverwantskap, kan ons dus al die kombinasies van rentekoers en inkomste op een lyn teken waar die makro-ekonomie dan nou in ewewig is. En dit is presies wat die IS-kromme vir ons voorstel. Die formule van die IS-kromme sal julle sien het jy reeds eintlik geleer in hoofstuk 2. Dit gaan hierso oor al die komponente van totale besteding. Aan hierdie kant, hierso het mens basies die formule vir die vermenigvuldiger. Daar is die grensverbruiksgeneigtheid of die marginal propensity to consume. Hier is die belastingkoers, hier is die invoergeneigtheid en aan hierdie kant het ons al die sogenaamde autonome komponente van besteding. So A is die verbruikers se autonome besteding. Daar is autonome investeringsbesteding en ons weet dit hang nogals af van hoe die rentekoers reageer, hoe investering en die rentekoers op mekaar reageer. Daarmee saam autonome owerheidsbesteding, autonome uitvoer en die komponent van autonome invoer, daar weet ons is die invoergeneigtheid is een van die lekkasies. So dit is doodgewoon die vermenigvuldiger se geïndiseerde komponente saam met die autonome komponente wat hier vermenigvuldig word. Die eienskappe van hierdie IS-kromme is daar 'n negatiewe helling. So laer rentekoerse gaan gepaard met 'n hoër vlak van investering en 'n hoër vlak van inkomste en hoër rentekoerse dan met minder investering en 'n laer vlak van inkomste.
So as daar 'n verandering is in die rentekoers, dan is dit 'n verandering langs die US-kromme. Die US-kromme sal na links of na regs skuif af soos wat die eksogene komponente van besteding verander. Dit kan wees 'n verandering in autonome verbruik, in investering, in owerheidsbesteding, miskien verander belasting en dit beïnvloed dan verbruiksbesteding, uitvoer of invoer kan verander en dit skuif die US-kromme na links of na regs. Nou die grootte van so 'n skuif in die US-kromme hang af van die vermenigvuldiger. So mens kan jy nou indink, as investering toeneem, dan neem besteding toe en dan neem uitset toe, maar met hoeveel neem dit toe? En dit hang alles af van die vermenigvuldiger. So as daar 'n groot vermenigvuldiger is, dan lei dit tot 'n groot skuif na regs vir die US-kromme. Dit hang ook so 'n bietjie af wat die helling van die US-kromme is. Nou weet ons dat daardie helling hang af van hoe sensitief is investering vir 'n verandering in die rentekoers. So as die rentekoers verander, wat is die investeringsreaksie daarop? Nou dit hang af van hierdie term H. Nou weet ons, as H 'n groot waarde is, dan beteken dit die US-kromme lê platter. So jy het net 'n klein verandering in rentekoerse nodig om dan 'n groot impak te hê op investering en natuurlik dan op besteding en die vlak van inkomste. Dit hang ook af van die bestedingsvermenigvuldiger, so weer eens as jy 'n groot vermenigvuldiger het, is die US platter en enige verandering het dan 'n groter impak op Y hieronder. 'n Styl US-kromme soos ons daar kan sien, vir dieselfde verandering in rentekoerse, sien jy 'n baie kleiner impak op die inkomste op die horisontale as. So hierdie is 'n inleiding tot die US-LM-model en dit het spesifiek gegaan oor die US-kromme. In die volgende video kyk ons na die LM. Bly ingeskakel.